Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Glo jy nog dat God vir jou omgee? Jy sien, dikwels maak ons die fout om deur ons omstandighede te bepaal hoeveel God vir ons omgee. As dit goed gaan, dan gee God baie om. Maar as dit sleg gaan, gee God nie meer om vir my. En dit is presies wat die vyand wil hê, jy moet glo. Hy wil hê jy moet dink dat God van jou vergeet het. En dat daar geen manier is hoe dit wat jy nou deurgaan, ten goeie sal uitwerk nie. Die realiteit is, God gee om vir wat ons deurgaan. Hy sê in Jeremia 31 vers 3, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Jy sien, soms het ons net weer nodig om God se hart raak te sien. Dawid het iets van God se hart verstaan. Selfs in die tye van sy lewe, waar hy groot foute gemaak het, het hy iets van God se hart verstaan. Soveel so dat Dawid gesê het, laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie. Vir Dawid het God meer genade gehad as mense. God voel anders oor jou as wat mense noodwendig oor jou voel. En as jy vandag sukkel met gevoelens van onwaardigheid, sal harder werk en beloof om beter te doen, nie noodwendig verander hoe jy voel nie. Want dit is dan soos om 'n ou huis met 'n gekraakte fondasie op te knap. Jy kan elke vertrek oordoen, maar die vloere en plafonne sal net bly sak, totdat die hele huis uiteindelik ineenstort. Jy moet die fondasie aanspreek. En om dit te kan doen, moet jy verstaan hoe God oor jou voel. Want eers dan sal jy die stabiliteit en sekuriteit ervaar, waarna jy eintlik op soek is. Hoe voel God oor jou? Die woord sê in Jesaja 43 vers 4, omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou liefhet. Sien vandag God se hart raak teenoor jou. En moenie dat iemand vir jou sê dat jou lewe nie saak maak nie. Want dit doen, God sê so. Here, dit is so vertroostend om hierdie dag te kan begin deur myself te herinner aan hoeveel U vir my omgee. Help my om nooit die fout te maak om deur my omstandighede te probeer bepaal hoeveel U vir my omgee nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.